As hy is lekker om saam te kuier, ons doen 'n reeks wat gaan oor die evangelie, 'n vreemde woord. Maar ek dink net om te begin, as jy iemand in die straat sou vra wat nou eintlik lanklaas in die kerk was of so aan, of dalk nog nooit kerk toe was, en jy vra vir hom, wat is 'n Christen? Wat is Christendom? Wat dink jy sou van die, ek wil amper sê verkeerde antwoorde wees, Paul, wat jy hoor mense sou sê? Ja, ek dink veral vandag as jy mense sou vra, dink ek Roan sou hulle sê dat dis 'n klomp goed wat ek gaan moet doen. Ek voel nie eers naaste by gereed of skoon genoeg of heilig genoeg om na die Here toe te gaan, na die kerk toe te gaan nie. So ek gaan 'n klomp goed moet uitsorteer in my lewe. Ek doen nog al hierdie goeters, die Here gaan my onmoontlik kan aanvaar soos wat ek nou is, en ek sal net eers 'n paar reëls moet nakom. Ja, dis nou terwyl hy sommer die stompie so doodtrap daarso by die sigaret sê, weet jy, as ek nou net eers hierdie doodtrap en dan sal ek vir jou sê, jy weet, ek dink jy kan Sondag kerk toe kom, ek sukkel nog, dit is so, dis 'n lysie met goed, en ek weet dis nie die regte antwoord nie. Maar as ons praat oor die evangelie, dis 'n moeilike woord, en ek gaan nou vir jou vra wat dit beteken, maar ek lees sommer net so 2 teksgedeeltes. Romeine 1:16 sê, ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dis die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo. En dan sê hy dis vir Jode en vir Grieke. En dan 1 Korintiërs 15 beskryf hy hierdie evangelie. Hy sê, dis wat ek vir julle gegee het, is die evangelie. Hy sê, dit is, Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrif, hy is begrawe, en op die 3de dag is hy opgewek, volgens die skrif. So hy gee vir ons 'n opsomming al van wat die evangelie is. Nou weet ons hierdie woord, maar vir 'n ou wat nog nooit gehoor het, die woord evangelie nie. Dis amper nie eers 'n Afrikaanse woord nie. Wat is dit? Nee, is verseker nie 'n Afrikaanse woord nie. Word afgelei van 'n Griekse woord. Okay. Eu, wat beteken goed. Yes. Of is dit nou boodskap? Ja. Goed. Goed. Eu wat beteken goed, en angelion wat beteken boodskap of nuus. So ons hoor ook die woord evangelis, en dit sal nou die boodskapper wees van die goeie nuus. Maar so evangelie vir ons beteken letterlik die goeie nuus. En dit kom nogal van 'n antieke tyd af, 'n antieke woord uit die Romeinse wêreld uit. As hulle 'n oorlog gewen het, sou hulle 'n boodskap na die koning toe gestuur het, of na die volk toe gestuur het, om te sê, maar die oorwinning is behaal, hulle het die oorlog gewen. En dit sou dan goeie nuus gewees het. Vir ons in terme van ons wêreld waarin ons werk, sê ons dat die evangelie is nie 'n instruksie nie, van goed wat jy moet doen nie, maar dit is 'n aankondiging van dit wat reeds gedoen het. Hy het klaar die oorlog gewen. Die oorlog is sonder dat ek oorwin. Yes. Ja, ek hou baie daarvan. Ek dink sommer net die verskil tussen goeie nuus en goeie raad. Ek dink baie keer dink ons Christendom is goeie raad, om vir iemand goeie raad te gee, maar dis goeie nuus, dis nie goeie raad, jy het nou gepraat van om te doen, en is reeds gedoen, maar goeie raad, hoe verskil goeie raad van goeie nuus, as jy dink aan die evangelie, goeie nuus? Ek dink ek en jy kan nogal partykeer in goeie raad verval, nee, godsdienstige leiers, pastore, predikante, kan vir mense sê wat hulle moet doen om hulle lewens reg te maak. Ons gee vir mense, ons luister na mense, dan sê ons vir, okay, hier's 'n klomp goed wat jy moet doen, jy moet jou vrou lief hê, jy moet meer tyd saam met jou kinders spandeer, en wat ook al, en ek dink dis goeie raad, en ons sien met die fariseërs, doen ook presies dieselfde ding, probeer harder, wees 'n beter mens, verdien God se goedheid. Goeie nuus praat Jesus in Johannes 19, as hy net voordat hy sterf van die kruis, sê hy, dit is volbring. Sy werk is genoeg. Sy werk is genoeg, niks kan daar bygevoeg word nie. Sy werk is afgehandel, so ek dink goeie raad fokus baie op ons prestasie, en goeie nuus fokus op Jesus se prestasie, en wat Jesus gedoen het. Dis so in ons menslike natuur om iets te wil verdien. Ek wil nie aan die einde van die maand 'n salaris kry as ek nie gewerk het vir hom nie. Jy voel, jy weet, ek dink dit moet aaklig wees om op vakansie te gaan. Die vakansie is nou verby en jy het op vakansie gegaan, maar jy het nie gewerk vir dit nie. Dis daai, jy is absoluut moeg
en jy het te veel gewerk, jy verdien dit. Dis lekker om iets te kry wat jy verdien. So ek dink is net menslik binne in ons om te wil voel, jy weet ek moet, maar nou kom dit by redding ook so. Ons kan nie dit verdien nie. So ek dink net 'n paar tekens. Hoe weet jy ek is eintlik gefokus, my redding is eintlik gefokus op my eie werke, my prestasies. So ek voel die Here is meer lief vir my as ek harder probeer en meer werke doen. Ek dink sy liefde is gekoppel en is dalk maar ook 'n partykeer hoe ons groot geword het. Jy weet dit voel of God se liefde gekoppel is aan of ek het verdien. Ek voel onmiddellik skuldig en dis nog 'n manier hoe jy weet jy's in hierdie trap van om werke eerder werke te jaag is jy voel vinnig skuldig as jy iets verkeerd gedoen het. Nee, hierdie hart van die saak moet hou skuldig voel as jy iets verkeerd gedoen het. Maar ek voel ek verdien dit nie om voor God te kom met my sonde nie. Nou wat jy gesê het van die ou op straat wat sê hy voel hy verdien nie om kerk toe te gaan nie. Dis daai skuldgevoel hou ons weg van die Here af. Ek dink nie dit is wat die Here wil doen nie. Ek vergelyk myself met ander en dan laaste dink ek wat 'n ou wil doen uit jouself uit is ek gaan eers my lewe regryk voor ek na die Here toe gaan. Ek gaan eers my lewe regryk voor ek kerk toe gaan. Ja. Maar hoe weet ek en jy? Yes? Ja, ekskuus man, as ek jou in die rede kan val net rondom verhoudings. Yes. Ek dink dit gebeur in ons huwelike, nê. Dit gebeur in ons kinderopvoeding. Yes. Dis hoe ons met mekaar werk en dis hoe ons met ons kinders werk en dit is hoe werkgewers en werknemers werk. Ons is in daai hele verdienste mentaliteit. Ek dink die kernprobleem is dat Jesus het dit begin en ons moet dit klaarmaak. Ja. Dankie dat jy my gered het. Ek sal nou self hard probeer werk om hoogheilig te word. Ja. Jy het 'n gedeelte volbring, maar ek gaan hierdie volgende helfte gaan ek moet klaarmaak en mooi moet volbring. So ek dink tekens wat ons dalk kan sien as kenmerke van hoe ons leef vanuit hierdie evangelie is die eerste ding is jy kom na God toe selfs wanneer jy misluk. Ja. Ek dink as jy op daai punt kom dat dit 'n lewendige verhouding is en jy kan selfs na hom toe kom wanneer jy foute gemaak het en sonde gedoen het, jou identiteit verander nie as jy nie presteer nie. So jy gaan deur 'n seisoen en ons almal gaan deur 'n seisoen waar ons sukkel om goeders te doen, ons sukkel om goed reg te kry, om goeie goed te doen. Om goeie goeders te doen en jy kan nog steeds jou identiteit kan steeds vasbly in die Here. En dan dink ek die laaste een vir my is jy weet ek is aanvaar, daarom leef ek anders. So omdat ek reeds aanvaar is daar nou hierdie daar's hierdie nuwe lewenslus binne in my om te sê maar weet jy ek hoef nie nog aanvaar te word nie, ek's reeds aanvaar en daarom leef ek in hierdie nuwe realiteit, hierdie nuwe identiteit. So ek dink om ons koppe te skuif in die eerste plek weg te skuif van prestasie. Ek weet ons het almal so groot geword, maar dis 'n moeilike skuif om te maak van my verhouding met die Here. Ek moet presteer om hom te beïndruk teenoor ek moet hom vertrou. So daai skuif, ek dink die tweede skuif is van hierdie absolute skaamte. Ek is skaam om by die Here te kom na vrymoedigheid te hoor wat sê Hebreërs 4:16 sê laat ons dan met vrymoedigheid die troon van genade nader. Ek dink ek en jy kan selfs met ons tekortkominge, met ons mislukkings, dit hoef ons nie te definieer nie. Dit hoef ons nie laat in skaamte en sak en as te sit. Ek dink dis waar die duiwel ons wil hou. Maar ek en jy kan met vrymoedigheid. Christus se werk het dit alles volbring. Dis juist hoekom hy gesterf het. En dan laastens dink ek selffokus. Nou kom ek en jy fokus op die werk van Christus, nie op my werke nie, op sy werke. Sal jy vir ons afsluit met gebed? Ja, verseker, kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die evangelie. Dankie Here dat ons op U kan fokus en die werk wat U volbring het aan die kruis. Here, ons eer, hierdie is vir ons baie goeie nuus dat ons nie meer uit ons eie prestasie uit meer doen, beter doen, harder probeer hoef te werk nie, maar dat ons na U troon toe kan kom, U self toe kan kom, net soos wat ons is. U aanvaar ons, Here, en U werk verder met ons. Ons sê vir U dankie daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Amen, dankie Paul. Tot volgende keer, ons gesels volgende week verder oor die evangelie en hoekom dit vir ons nodig is.